Julle, ons is hier by Valdam, ons is by hoofkantoor. Jy weet, soos altyd sê op kantoor. Ek het regtig 2 legendes hier saam met my vandag. Almal ken vir Dewald van der Walt. Al 'n klomp keer Protea-klere gekry. Harry, selfde storie. Een van ons top ambassadeurs. Ons is hier by 'n stuk water. Dis nou ongelukkig 'n privaat stuk water reg aan die oorkant van Hartsease. Mooi water. Harry sê vir ons kan 'n paar groot vis vang. Wat is ons missie vir die dag? Tweelediges. Ek het vir Dewald vasgemaak met 'n ketting en gesê hy gaan sy goed hengel. As ek nou praat van sy goed, dan sal net nou vir julle alles mooi sê. Jy weet al sy geure. Harry is 'n spesialis as dit kom by groot vis en ons gaan kyk of ons nie 'n groot baber by hom kan uitkrap nie, Harry. Dis reg. Wat se plan kan ons maak met die babers? Wat doen ons vir babers? Jong, op hierdie stadium van jaar die ideale aas sou reismure gewees het saam met die wind. Okay. Vir die reek, maar ongelukkig het ons nou vandag nie, so ons sal maar probeer met die wurms en dan sal ons maar later 'n viskoppie gooi en kyk of ons een van die groter babers kan nader trek. Om sports te wees as ons hom kry. Ja, right. So wat ek probeer sê is ons het net nou gestaan en praat, daar's spesialiste kompeterend gewys wat babers hengel en dis glad nie deel van ons provinsie se make-up nie. Dewald, julle in Gauteng, ek dink dit vervol maak. Ja, as ek dink is maar 'n paar SA's in Bloemhof gehengel en jy's gedwing om vir hulle te gaan. So ons kyk wat kry ons vandag. Alright, so lekker sit terug, kyk vir ons. Asseblief gee vir ons comments. Ons begin regtig baie hard werk aan die YouTube klips. Alles wat ons hier doen, gaan ons vir julle in klein klips opbreek. Ons wil hê julle moet saam met ons water toe kom, dit geniet, teruggaan, 'n vis gaan vang. Dis ons hele missie en ons visie. Kom ons gooi die stokke in, ons gaan nie vis kry as ons hier staan in Dewald. Sterkte. Ek weet ons het nou vir Harry ingeboks, ons sê ons gaan ons so 'n bietjie boelie vandag. So kom ons kyk. Daai kom 'n lyn lekker. As hy hierdie stok lê nou so vir 15 minute. Voel nie na 'n baie groot vis nie. Dit kan dalk ons baberasie wees vir die dag. Kom ons kyk hoe lekker. Hy het nou hier voor afgekom, seker op so 40 meter. Ek sal maar weer probeer. Ek glo ek sal 'n Janaatjie hier hoor. As ek Valdam toe kom, kan ek maar nie help om my ou gunsteling kombinasie te gooi. Parabay, Jana, FX. Julle sien ek hengel die Parabay redelik hard. Hy's nou al vol merke en goed. Gaan dit maar weer opsit as dit werk, hoekom nie? Julle sal ook sien, weet ek is maar 'n ou wat maar redelik rustig is met die konsentraat. Ek is nie soos my ou maat Loukie nie. Lou kan nie ongelukkig nie vandag hier wees nie. Hy doen 'n bietjie groot vis daar by Buffels. Aan die netjie Jana. Met so 'n bietjie. En dan natuurlik, jy weet, daar soos 'n cherry op die koek. FX. Ek dink die meeste van julle wat my ken sal weet ek is 'n vlakwaterhengelaar en toe ons nou hier afpak toe sê Harry nee is op hierdie afstand 10 meter en op daai afstand 5 meter toe kry ek so ligte floute. Ek sê nou vir myself toe ek gooi, jy weet, kom ons gooi 'n knot, maar ek gooi hom maar so half saggerig want daai diep water maak net nie vir my sin nie. Maar Harry sê hy's groot vis, so kom ons gee die water 'n geleentheid. Ek sou dit meer geniet het as ons platwater gehengel het, maar weet jy wat, visvang gaan nie daaroor nie. Jy moet bereid wees om jouself op die lyn te sit en dis wat ons gaan doen vandag. So kom ons kyk of ons dalk 'n ordentlike vis vir julle kan vang.
het 'n M1.5 gewiggie opgesit. Floutie en 'n deegie onder, soos julle kan sien daarso. Dit is redelik fyn en klein. Ek het omtrent die kleinste floutie wat ek kon kry, het ek opgevat. Bo het ek net 'n fyn deegie, omdat die wind so 'n bietjie waai en so 'n bietjie onplesierig, sit ons maar daai fyner deegietjie op net vir die sensitiewe visse. As hy nie lus is om daai groot deeg op te tel nie, dan gewoonlik tel hulle gewoonlik vir daai fyner kleiner deegie op. Julle sal sien gewoonlik die groter vis stel ook altyd die fyner hoekie op. Dis nie twee veral op daar soos hierdie. Dips, mens hoef nooit te veel dips op te sit nie. Ons sit maar altyd net so 'n klein bietjie van die een en ons komplementeer hom maar gewoonlik net met ietsie anders. Julle sal sien daai is bietjie supercast chop en saam met dit sal ek net so bietjie FX bysit. Blaas hom net so bietjie dat hy net plat lê op die bol en dan gaan hy dam toe. That's it. Ja, hy is so... Sy het bolle gegooi vir ons gekom. Wag, miskien praat ek vroegtydig. Ek dink hierdie een is tog maar klein bietjie beter as die vorige enetjie. Ons sal kyk hoe lyk hy. Ja, ek het op hierdie stok het ek omdat ek vir die groter vis op probeer hengel, het ek bo 'n mieliepytjie gehad, onder 'n fluitietjie en 'n deegie, en dan het ek met Vixen Lotie op die bol het ek hom gegooi en hy het so 36 minute gelê. So nou sien of dit 'n mooier vis is. Voel ook hy sover. Nou 'n mooi kap op. Ja, nou wil ek hom uitsleep. Ons eerste vis hier by ons vriend Harry, soos ek vir julle gesê het, daai perreby Janatjie. Hy wat bietjie nader is, wil ek diep water. My heel eerste vis op my DC Light 12 voet en ek kan vir julle uit my hart net sê ek het dit geniet. Die stokkie is lig, die punt doen wat ek wil hê hy moet doen, hy spook my vis vir my, het genoeg ruggraat om te gooi. Ek kan nie wag om weer terug te gooi nie. Alright, hierdie visie het my boonste hoekie gevat en ek kan met trots sê dat dit pompoenpit is. En dis maar bandspice. Jy weet, dis maar 'n cinnamon bandspice tipe ding. Ou val triek en ek het hom met liefde opgesit saam met die perreby en uitgewerk. Jo, en my agterbeentjie. Okay. Nou net daai vis verloor, maar net om vir julle te wys wat vinnig gebeur het. My onderste hoekie het afgebreek. Dit kom daarvan as 'n mens bietjie lui is. Laas Saterdag het ons liga gehengel en die stroppie wat ek Saterdag mee gehengel het bo my kas gelê en ek het hom sommer gehak en dit is die konsekwensies. Alright, soos julle kan sien, hengel ek met die oezertjies. Kyk op my vingers. Hoeveel poeier kom af van daai floutie af, soos ek gesê het, onder die banjo oezertjie. Op my boonste hoek die pompoenpitte en ek hou van die baie kleur en die geur wat in hom is. Dit is maar soos 'n sagte floutie net met baie meer oomf. En ek geniet dit. Dis 'n ding wat jou 'n bietjie tyd gee onder in die water. En jou visies roep. Soos julle kan sien, hy haak so maklik omdat hy sag is en hy's taaierig. Jy moet nie dink omdat hy sag is, weet hy gaan sommer maklik afkom nie. Daar's my pompoenpytjie.
En dan sit ek net 'n klein deegie agter hulle. Julle kan sien, kleinerige aasies, nie groot aas nie. Ondersteunetjie maak ek die deegie bietjie langer. Baie keer is die visies lief vir daai langer deegie. Julle kon sien, askies laat ek net my polisman uit my mond uithaal, is 'n ou slegte gewoonte. Julle kon sien toe ek gooi, het ek onmiddellik afgekyk na my spoel toe, ek het 'n klein merkie op my lyn gemaak, net om min of meer in daai kolletjie te bly. Omdat daardie sê is groter vis wil ek nie inhaak nie, want dalk jy weet as ek nou besig met een stok en die vis begin loop, so dan kan ek hom elke keer weer terugsit op daai kolletjie. So dis maar net vir my eie doeleindes om in daai kol te bly. Was my eerste visie vir die dag, is nou nie baie groot nie, maar die stroppie wat ek nou net vir julle gelaai het met die chop en die FX, soos julle kan sien, hy die boonstoekie gevat, die sensitiewe hoekie, vir interessantheid. En dan sê, gaat hy terug. Ons gaan nou klein karibakkie probeer. Ons het gesê ons wil 'n barber vang, so kom ons kyk of hulle die wurmasie probeer. Die groot karp is ook baie lief vir die wurmasie, veral nou wat dit so amper op spontyd is. Voer hulle en dan soek hulle die proteïene. So ons kan dalk 'n barber kry of 'n mooi karp op die wurmpie. So, hou daarvan om die wit deegie net agter hom te sit as 'n backing. Nie te groot nie. Iets soos daai is 'n mooi asie. En dan die dip wat ons saam met hom gaan gebruik op hierdie stadium, ons gaan probeer met bietjie Vicks en Lotie en kyk of dit die ding gaan doen. Right, op hierdie enetjie het ek bietjie na die garlic toe gegaan. Ek het BMT saam met spyker, spyker groen en 'n garlic float onder, deegie en net 'n deegie bo, net om te kyk vir 'n bietjie afwisseling of ons bietjie groter vis kan vang. Miskien tel hulle die deegies makliker op. Daar sê resultaat, help om 'n nuwe strop aan te sit. Hierdie hoek het hom gehou. Hierdie het die onderste hoekie gevat. Hy het 'n floatie en 'n deegie gehad en hy het so 'n bietjie Devil's Fork en FX op die bol gehad. Was dit. So, dit is nou weer daai chop en FX wat ek gegooi het. Hy het so 18 minute gelê. Ek voel nie na 'n te groot visie nie, maar dis iets. So ons vang wat byt. Maar ek hou die stok se punt so half parallel tot die oewer. Ons het al gevind dat as jy jou stok van jou punt lig en jy spook die vis van bo af, is hulle geneig om baie links en regs te swem. Maar as jy jou punt bietjie sak, trek jy hulle meer direk op die oppervlakte van die water en dit maak net dat hulle bietjie rustiger is en bietjie minder spook om op die eind in die net te eindig. Trek die vis, vat jou tyd. Jy weet, vis aan die hoek is 'n klaar sekerheid. So
Dit maak seker jy land die vis wat jy kan ook het. Bietjie van hakerigheid hiervoor. So hierdie stokkies en grasies. So 'n bietjie pla. So as forceer nie die vis nie, jy gee hom kans as hy so 'n bietjie sit, dan gee hom net so 'n paar sekondes kans dat hy homself losmaak. Partykeer as jy hom net los dan swem hy homself weer uit, dan kom hy weer. Maar skep nie gryp. Ja, dat sal sien ek het 'n redelik sagter geskep net hierso. Ja, die vis is af. Ja, kom maar af. Probeer weer. Hier is 'n kleinerige karpie en ons soek nou 'n viskoppie vir 'n ordentlike baber. Almal weet nou natuurlik dat hulle my pedofiel van Breda noem, so ek het dit op my geneem om die klein visie te vang. Hy's nog bietjie weg. Wat is nog te groot? Ons het besluit ons wil dalk 'n kleiner vis hê, maar ek wil net vir julle die skippatroon wys op hierdie vis. Dis 'n ek wil amper sê dis 'n groot volskip skipkarp. As ek weet nie hoe om dit anders te doen. Die skippatroon in die Valdam het sy eie unieke maniere, soos 'n vingerafdruk. En hierdie skippietjies op hierdie man is lekker groot. Tipies Valdam karp soos daai spieelkarp. Hy's nou net 'n vol spieelkarp. Kom ons sit hierdie man terug. Ek dink hy kan nie sy geluk glo dat hy dit maak nie. Kom ek so in my man. Wel, Harry sê hy's groter vis. Nou julle weet wat doen ons as ons groter vis wil vang, ons sit pit op. So ek gaan nou Hannie blou pytjie opsit om terugdruk in die bol. Niks om te verloor nie. Nou maak ek movie. Soos ek nou vir julle gewys het, was hierdie daai stropjie met daai klein wurmpie wat ek opgehaat het. En daar is die resultaat, 'n klein babertjie. Vir 'n groter baber het ons nou die viskop nodig. Ons wag nou net vir Dewald en Skalk om daai aas vir my te vang. En sodra ons aas het, dan gaan ons probeer. Lyk my ek vang baberaas vir my penmaat vandag. Ons kyk wat is hierdie. Moet geso vinnig terugvoer. Julle sal sien my skep net. So lekker sagte rubber skep net. So medium kop, seker so 400 diep. Ek dink is 'n sensation produk. Baie lekker skep net. Ek het 'n langer gepaal aan hom. Spesifiek vir die rede dat ek hoef nie die vis te sleep tot teen my bene om hom te kan skep nie. Maar ek het so 2 meter speling wat ek die visie kan skep. Gewoonlik is dit net bietjie makliker om hulle in die net te kry en veilig te kry. Dan is hulle nie so geskrik en so wild nie. As ons net hierdie kan nader kry, kan ons julle gewys hoe werk dit. Nee, genade. Sien jy dit nou glo? Daar was hakerigheid daar in die water. Daai visie weer verloor. En dan kom ons probeer weer.
Ek is besig gewees om my stroppie terug te sit in my voeremmertjie. En ek weet nie of hoeveel van julle al gehoor het as die wind 'n bietjie waai en daar's 'n vis aan en daar's 'n tension op die lyn, dan begin hy lyntjie so sing. En ek hoor hierdie geluid en ek dog, ja, maar dis vreemd. En toe ek so opkyk, toe is die polismandjie stokstyf, jy weet, so toe kon ek maar net vir myself gegil want ek het eintlik myself uitgevang daar. En dit is die rede hoekom die lyn so fluit. Baie mooi vis, seker so in die begin al seker so raak aan 3 kilos. 2,5, 3 kilos. As ons hierdie tipe visies kan vang, daar's niks lekkerder nie. Dit is 'n regte vallambyt. Lê nog in die water volgende oomblik, dan begin hy net gaan. Ek het daai netjie gevang op die garlic oozer. Spykergroen op die bol. Klein bietjie FX saam met dit in BMT. Kom ons gooi hom net weer so terug. Soos julle, ek het nou actually gespot met ou Peer, my kameraman, en sê die manne oefen ook seker vir die 94.7 sulke lang maar atletiese karpe. Maar dis nou tipiese mannetjie karp. En hy gaan maar bietjie mader wees. Hy het nie eiertjies wat hy dra nie, is maar net jy weet, dis maar die natuur. So kom ons sit hierdie man terug. Hy dalk 'n doel voor oë om vir ons 'n toekoms te skep vir die vorentoe hengel. So laat ons nie die man weerhou van dit wat hy moet doen nie. Ons is nou terug op die Barber ekspedisie. Wat ek nou gedoen het, ek het 'n bottom weight gevat, P7 om bietjie distansie te kry. En op elke wurm het ek elke hoek het ek nou springwurms gelaai. Die een in so 'n bietjie visolie geskit. En nou gaan ons hom so diep as wat ons kan gooi en kyk of ons 'n mooi barber kan optel op hom. As die strop. Stok met die springwurms wat gebyt het. Voel nie na groot barber nie, min of meer dieselfde as die enetjie wat ek nou gevang het. Sal nou kyk hoe lyk hy. Dis nou die resultaat, die barber op die springwurm. Trek my tou, my ou. Ek en hierdie. Ai. Stokkies lê nou 'n bietjie langer. Maar baie mooi optel gewees. Nog steeds op die nulletjie, M0, klein gewiggie. Wandjie waai so 5 na 10 km van agteraf, so dis eintlik wonderlik om met die ligtersinkers te kan hengel. En jy weet, dit so gemaklik te doen. Ons vang regtig kwaliteit vis. Weer was baie de mekaar hierdie week, regte koue temperatuur. Ek het gisterand bietjie nuus gekyk en toe sommer die weer. En ek kyk byvoorbeeld daar by Oos-London, is dit 20 grade en 18 grade. Dis koue temperatuur en volgende toe ons hier kom was die wind regtig ijskoud. Hardy wat
wat die oewer baie goed ken, sê die wind het totaal verkeerd gewaai vanoggend. Hy het uit die ooste uit gekom en kom gewoonlik soos hy nou kom van agteraf van die noorde af. So die atmosfeer is baie deur mekaar en ek dink dis die rede hoekom die vissies sukkel om 'n patroontjie te kry om te byt. Hulle is nie gewoond daaraan nie. En ek sê, jy weet, hulle is oorgelewer aan die natuur. Ons kan hulle niks vertel van die natuur nie. Dis nou maar hoe dit is, so ons moet aanpas by hulle. Toe sy af. Ek het nou daai visie letterlik en figuurlik gevoel hoe hy my afskud. Net gevoel sy koppie maak so en toe sy af, so hy was nie goed gehaak nie. En dis ongelukkig maar deel van die ding met die klein hoekies. Ok, nou verstaan ek beter. Dis as gevolg van 'n lyn wat ons opgetel het. Hier is die stroppie. Nog 'n visie op die chop met die FX. En julle sal sien op my stok het ek 'n limelight opgesit net om te kyk waar die vis en wat se lyn die vis byt. Met die wind wat so waai en dan ophou en dan waai, wil jy op daai selfe hengellyn bly. So jy wil bly in daai selfe distansie waar jy bly voer die hele dag. En net om as jy 'n basiese idee het van waar dit is, kan jy altyd jou gewigte opgradeer of kleiner maak om by daai distansie te bly. Ek het hom gevang op 152 meter. So laat ons hom afpak en hom terugkry. As hy mooi visie. Ok, julle sal sien hier is 'n M1.5 glyrietvlei. As jy wil opgradeer of dan sal ons nou as jy 'n bietjie begin waai sal ons na 'n bottom uit toe gaan, 'n P4 of 'n P6 om die distansie op te maak vir as die wind van voor af of van die kant af kom. As jy vind dat die wind van agteraf kom, kan jy altyd gaan na M1 toe of na M0 toe. Net om weer terug te kom op baie selfe hengellyn waar jy die vis gevang het. Dis baie belangrik. Sodra jy van jou hengellyn afskuif, dan is dit so goed soos jy begin weer van voor af hengel. So die vis is geneig om in daai highway te swem. Jy soek daai highway eerste en jy probeer die hele dag in daai highway bly waar daai vis gemaklik is om te swem. Ons gaan weer. Gaat ons weer. Nog steeds die chop met die FX. Jy sal sien niks het verander nie. Ek het nog steeds die floutie in die deegie onder met die klein deegie bo. As die vis stiller en rustig geraak, mense moenie jou dips afval en ander dips opgooi en van voor af begin hengel nie. Hou jou basiese beginsel wat vir jou gewerk het deur die dag en sit ietsie by. So ek sal nou gaan en ek sal sê nou maar 'n bietjie kom ons vat sommer duivelsdrek vat. Skoon duivelsdrek. Vat daai boonste hoekie of die is nie duivelsdrek nie. Ekskuus tog. Duivelsdrek. Vir die duivelsdrek druk hy hoekie. Net die boonste hoekie en 'n bietjie die skoon duivelsdrek. Gooi hom weer terug as jy sien die vis reageer net positief daarop en dan vang jy weer 'n paar visies. Dis regtig soos ek net te veel gesê het, asof die visies 'n bietjie rustiger of bietjie stiller begin raak het, maar met al die wolkies in die lug en die atmosfeer. Hierdie netjie het 'n rukkie gelê, seker baie naby aan 'n uur. Maar baie mooi opgetel. Daai rustige optel. Polisieman kom uit die water uit. Gaan hom net reguit vat en gaan net aanhou, net aandoop. En altyd lekker om so byt. Dit is moeite werd om te wag vir so byt. En hopelik het die skooltjie nou weer teruggekom of teruggedraai. Sal hulle maar net weer daar gooi. Ek het net vir myself gesê, weet hou my nou nie jy weet aastig geraak en nou snaakse goed begin doen nie. So hou aan wat ons doen. En kyk of ons nie dalk 'n groot skooltjie van daai mooi vis kan kry om te haak op ons voertjies nie. Lekker harde kopstampe wat ek geniet van hierdie DC Light 12 voet. Ek is in beheer van die stok. Die vis is nie in beheer van my nie. Hy het daai puntjie wat help
om die visie te hanteer, groot of klein. Ek sit lekker sag in my hand. Gemaklike stok om mee te hengel. En genoeg oomf om te gooi waar ek wil gooi. Kijk daar man. Hy beat homself. Hy is nie lekker nie. Jo, oké. Die visie het homself letterlik en figuurlik gaan beach. En troostprys vir hom, gaan hom net daar losmaak en hom terugsit in die water. In die onderlippie. Ja, lekker koel is hierdie water. Ja. De wal is in hy schop. Right, kom ons draai weer. Kom ons sit hierdie man terug. Ons ooreenkoms met hom is, omdat hy homself so mooi gedraad sit ons hom terug. Jy kan sien die sterkie begin al flap. Ek dink hierdie manne verstaan ons taal. Nou hy grootte. Baie dankie. Sien, daar swem hy nou in die regte direksie. Alles 100%. Kom myself te kan, elke dag dan kom jy daar aan en alles is gedoen. Ok, ek gaan nou, ons het 'n klein viskoppie hierso. Die strop wat ek gebruik is 'n P6 op 'n glei, hy is inline. 'n Lekker groot hoek, wat ons net deur die snoet van die visie druk. En dan wat ons gewoonlik doen is ons sny die een kiefdeksel oop, laat hy ook maar net daai bloederigheid afgee. En hierdie is soos koningskos vir 'n groot barber. Kom ons kyk of ons hom kan vang. Hy is nou in, ek dink hierdie kan nogal sports wees, as ons hom op hierdie 5 pond lyn hak vandag. Dit mag dalk 'n lang geveg wees. Okay, mense, julle sal sien ek het nou buite gekry, die polisman in die water. Die lyn is obviously nou pap. Nou, ek weet die vis is klaar daar. So die manier hoe ek hierdie tipe byt sal benader is ek sal die stok optel. Ek sal die lyn eers inwen en hom styf en tot ek voel ek het kontak met die vis en dan sal ek die vis slaan. So ek gaan dit nou aan julle probeer demonstreer. So ek hou my lyn vas. Wen hom op. Al die stok van die mik af tot dit en blyk wine tot ek voel daar is die vis nou en dan slaan ek net terug. Dit ken jy dat jy nie so baie vis verloor nie. En as jy die stok sou slaan terwyl die polisman in die water lê, beteken dit jy slaan in die slapheid van die lyn en dit veroorsaak net dat jou kap niks beteken nie. As jy jou stok optel en jy wind jou lyn in, ten minste het jy dan direkte kontak en jy kan die hoek set behoorlik in die vishoek. In die vissebek. Julle sal sien die vis is nader, ek kan omtrent die punt van my leader sien. Maar ek hou die punt van die stok hou ek maar nog steeds redelik laag. Tot so amper op die einde wat ek die vis wil skep. Dan gaan ek net die kop lig en ek gaan nie net onder hom indruk. Okay, daar is die vis hier nou naby my. Ek hou my punt van my stok laag. Tot die vis naby is, as ek die punt van die stok lig en die vis kop lig. Die kans gee om rustig te raak. As die kop gelig, dan sit ek hier net onder hom in die skep. Daar sien. Mooi vis is so 'n kilo en 'n half. Wat nie gesleg nie. Okay, daar sien julle nou, hierdie is nou kan jy sien die onderste hoekie. Dit is nog steeds op baie chop en effeks wat ek gegooi het met daai hoekie in die duivelsdrek. Hy het uit so 22 minute gevat om te byt. So dis nie te goeie of te slegte reaksie nie. Ek kan lewe daarmee. Mooi visie. Dan gaan hy terug in die water.
Ons het daai viskoppie gegooi. Dit lyk vir my of ons bietjie aksie op die stok het. Soos julle kan sien is hy besig om hom terug te gooi. Ons sal hom net 'n goeie kans gee dat hy hom mooi optel en mooi sluk voordat ons hom vasmaak. Kom ons kyk of die byt verder ontwikkel. Het lyk of hy op hierdie stadium hom net optel en het hom nog nie gesluk nie. Asof hy hom net nie wil optel nie. 'n Klein babertjie wees wat sukkel om my koppie te sluk. Maar ons sal hom maar 'n goeie kans gee dat hy hom ordentlik sluk. Waldes, ons eerste Marie vir die dag. Ek het aangevang weer op daai chop in FX wat ek in die dials reg gedruk het. Dit lyk vir my soos hy fyn deegie op die boonstoeltjie wat hy gevat het. Boonstoeltjie, ja. Wys jou die Maries byt is bietjie sensitiewer as die Kapies vandag. Hulle tel weer die boonstoeltjie op. Ja. En weet jy wat, omdat dit ons eerste Marie is, kan dit ook vir jou wys dat die temperatuur het definitief 'n bietjie gesak. Want jou moddervis is maar sensitief vir dit. Die karpies is 'n Europese vis. Dit pla hom nie baie oor die koue nie, maar Maries is so bietjie meer, hulle hou nie van dit nie. So dis 'n goeie teken dat ons 'n Marie vang. Dit wys die watertemperatuur is bietjie op. En obviously Dewald het nou 'n plannetjie om 'n bietjie 'n fyner deegie op te sit. Ja, terwyl Dewald nou weer vir my aas probeer vang het ons baberstok uiteindelik toe opgetel. Kom ons kyk hoe groot is hy. Ja, laat jy net kan. Maar hier is perfek, Pierre. Lekker man. Jy moes nie reg in jou draai is. Asai. Daar is die resultaat van die baber wat is het. Nog nie die een wat ons wil vang nie, maar ek kan nou op aas kry. Harry, maar dit lyk vir my hoe groter die aas, hoe groter die vis. So dink jy ons moet 'n 3 kg kaapkop aan sit? Miskien moet ons die baber se kop probeer skop. Terug sit. Ja. Hier gaan die tweede viskop. Ons kyk of ons 'n groter baber kan vang met hom. Ja, krom. Die manne lê 'n bietjie lank. Maar absoluut die moeite werd. Nou gaan hy voel nou vir die eerste keer hy's gesteek. Dis mos nou Valdam op sy beste. Lekker. Visiekie voel hy's nou bedreig. So kom ons hoop is so 'n bietjie 'n frisser vis. Dat ons dit met julle kan deel daar. Engel nog steeds met spyker op die bolletjie saam met die BMT en 'n bietjie FX, maar wat ek wel doen is die garlic oozer onder. Sit ek teen die bolletjie en druk die spyker op hom laat hy net so 'n bietjie geur oor het. Die ander nek is 'n pampoenpit oozer met 'n deegie. So ek sê hulle lê 'n bietjie lank, hierdie netjie lê nou so 40 minute, maar die moeite werd. Dis lekker.
Lekker lang kape. Dis wat ons nou noem 'n lang valdamkaap. En kyk, hy was elke pond daar vir die fight. En amper sê dis soos Brian Mitchell wat nou van lightweight na medium weight toe gegaan het. Hy het vir ons geboks. Ja, dis nou sien hierdie hoekie, hoe lank was hy in die vis? Hierdie vis het my besig gehou. Daai stokkie se punt hierdie is dun hoekies. Daai hoekie het nie gebuig nie, niks het fout gegaan nie. Kom ek net vir julle die hoekie uithaal. Hy so in daai dik lippie in. Net vir julle wys daar. Daar is hy. Perfect. Daai man weg van daar voordat ons verspring. As hy sy vinne so optel wil hy spring. Wil hy klap. Bring sy hoek uit die pad uit. Alright, weet jy wat? Ek moet bieg, my dag is gemaak. Ek gaan natuurlik probeer om te kyk of ek nie nog 1 of 2 kan vang nie. Maar kom ons sit hierdie ou terug. Ja, hy het sy deel gedoen. Wat ons kan doen is om hom mooi terug te sit, om weer op sy koers te sit. Dat hy weer 'n paar kilos kan groter word. Mooi valdamvis. Julle kan sien, kyk hy stert is oranje. Silwerwit vis. Kyk hy mooi, hoe mooi sy bek het begin al 'n groot vis word. Alright. Soos julle kan sien, ons presies dieselfde aas, vis beide op, ek gaan hom maar net weer gooi. Ek het vandag 2 goed anders te gedoen. Nommer 1 is ek het met 'n baie langer, nie seker omtrent so 7 cm langer skaglyn gehengel. Jy kan sien daar vanaf tot by my voerbal. En die rede daarvoor is eenvoudig. Ek het gehoor hulle sê hier's bietjie groter vis, en die oomblik wat ek groter vis in 'n dam hengel, assosieer ek dit met ondervinding. Hoekom sê ek ondervinding? Daai vis het ons nou al 'n paar keer 'n paar goed gesien. So ek het my strop langer gemaak vir daai vis om daai bietjie meer tyd te hê om die aasie op te stel sonder dat iets hom plak. Hengels klein sinkertjies, langer strop, baie sagte presentation. As ek my stok ook gooi, dan hou ek my bolletjie bietjie vas dat hy saggies val. Dit het vir my 'n enorme verskil gemaak vandag. In terme van die grootte van die vis. En in terme van die manier hoe hulle byt. Al my vis was ordentlike byte van die water af op, reguit. Hy hoekie het hom gehaak, ek het nie genodig gehad eers om hom te kap nie. En dan het ek net vir die toets, en ek het dit nou maar net vandag kom probeer, te kyk, jy weet, is daar 'n verskil. Ek het regtig letterlik omtrent 'n teelepel Moyers Caramel Essence by die voer gesit om 'n bietjie beter reuk te kry, net om te sien omdat die omstandighede bietjie koud is, en op hierdie stadium werk dit vir my. So kom daai lang handvat om nou handig te pas. Daar's 'n mooi karpie op die boonstoeltjie. Daar's nog 'n mooi karpie. So julle kan sien, daar is die boonstoeltjie, so die karpie raai fyn deegie weer opgetel. Ek is nog steeds op die chop met die FX met die boonstoeltjie gedruk in duivelsdrek. So hierdie karpie hou duidelik van die duivelsdrek. Maar sê, nog 'n mooi visie. Kom terug. Ek het my mondering so bietjie verander nou. Julle sal sien ek hengel nou sommer met mieliepitte. Ek hak die pit as jy kyk die pytjie so. Ek is maar geleer om aan die gatkant te hak so van die agterkant af deur albei dik skilletjies. Ons bek hom nie eers nie. Ek sit hom sommer net soveel op. Ek vat sommer nog enetjie gou uit die houertjie uit. Hier is nou 'n
Die mieliepytjies is ingelê in 'n nuwe dippietjie wat ons toets. Hy is nog nie op die mark nie. Ons probeer en bewerk en behandel hom nog tot hy 100% tot ons vereistes voldoen. As die tweede pytjie, skallas bly die Groot Kaaps vang, so ons probeer nou juist bietjie so maak 'n klein duitjie so die pytjie en druk hom net plat. Aan die ander kant dieselfde met die ander pytjie. Daar kom plat daar. Jy sal sien die dippie is hier so, ons het hom nog nie eens in 'n fancy bottel nie, ons het hom soms so gemeng. Ek gooi 'n bietjie van dit op die bol en ek gaan hom ingooi daar op die highway wat van waar ons nou gepraat het tussen die ander vis. Kyk of ons iets groters kan vang so. Trek vir die bakkerie lyn uit. Net so nie te veel nie. Jy wil nou nie jou aas rondskuif nie. Daar waar hy lê, daar moet hy bly. Lig man op. Ek het nou vandag gehengel met hierdie nuwe Sensation Pro Series DC Light 13 voet stokkie. Ek is eintlik verbaas as 'n 13 want hy voel meer soos 'n 12. In die ou dae was dit altyd, of in die verlede was dit altyd 'n probleem om jy te keuse, jy hengel of met 'n hengelstok of met 'n gooistok. En met vandag se tegnologie help dit so 'n bietjie, want dis asof die manne nou slim geraak het. Hulle is nou besig om daai twee fasette te kombineer en hulle gee vir jou 'n gooistok waarmee jy tog kan hengel. En ek moet nogal sê hierdie stokkie doen dit nogal vir my in daai konteks. Hy's lekker dun, hy's ongelooflik lig, verbasend lig eintlik. Ek hengel vandag 1.5, so ons het nou gemeet so tussen 150 en 160 meter met 'n windjie van agteraf. Die stokkie het 'n lekkere graad genoeg om die weight in die wind in te druk. Dis iets wat ons kompeterende hengelaars baie nodig het. En iets wat die sagter stokke gewoonlik kort is bietjie daai ruggraat net om 'n weight bietjie harder te druk as jy hom bietjie wil harder gooi. Ek het vandag hierdie stokkies gehengel van 'n knot af deur tot 'n 1.5 en ek sê vir jou nou ek kan 'n P6 gemaklik gooi met hierdie stokkie. Besonderse stokkies, kyk daarna, goeie kwaliteit. Ons sit met Fuji oogies op. Gewoonlik die kompeterende ouens is bekend daarvoor om 'n stok te vat om af te strip en ander oogies op te sit om aan te pas. Ek kan vir julle sê die oogies is reg, die reel seat is reg, goeie kwaliteit. Jy gaan nie veel beter as die kry nie vir die prys nie. Probeer hom gerus. Duidelik nou 'n bietjie warmer. Hier's bietjie wolkies in die lug en ek dink daai druk wat vanoggend ingekom het, daai laagdruk, want dis waaroor die wolkies gaan. Het nou 'n bietjie gestabiliseer, die visse byt lekker. Ek vang regtig mooi klas visse. Ordentlike byte, lekker reguit byte. En ek sê weer eens, ek dink die rede daarvoor is, ek weet nie of dit die konsentraat is nie, dit kan dalk wees die feit dat ek ligter sinkers hengel. Ek hengel ones en knots, waar Dewald hulle ones en halves hengel. Die langer skag wat ek vir julle gesê het en natuurlik daai koppie proppie caramel essence wat ek ingesit het. So jy weet dis dalk 'n klomp goedjies wat bymekaar kom, maar jy weet dis maar visvang. So kom ons gooi hom weer en ons kyk, is die enigste manier ons dit kan uitsort. Dink ek het my strategie om byvoorbeeld altyd dieselfde sinkers te gooi op die stokke. Laat ons min of meer in daai area kan bly is dalk 'n goeie keuse gewees. Want nou byt altyd die stokkies, hulle byt so om die beurt. En jy weet dis die belangrikheid van om daai kol dalk raak te gooi. Dat jy maar daai visse aan die gang kry daar. Hoe sê hulle, partykeer moet die vis ook wen. Hierdie het nou afgekom. Ek dink dis omdat want hy het gebyt terwyl ek besig was met die ander ene. En maar dis maar hoe die verloop is, né?
Alright, soos ons vir julle beloof het, Dewald het vandag kom hengel, hy het regtig met sy goed gehengel. As ek sê, sy goed, hy het betrokke geraak by Supercast en hy meng Supercast se Chop, Amandel Supreme, Kiana, jy weet al daai lekker reuke. Ek kan dit nie anders te stel nie, want weet jy wat, sonder dit in jou kas gaan jy sukkel. Ek bedoel, daar's geen ander manier nie. Dewald het dit vandag gewys, het 'n pophuis vol vis gevang. Dewald, hoe voel jy? Is dit vir jou lekker? Is jy 'n bietjie in die spotlight? Want die ouens begin jou nou kyk, jy weet, waarmee hengel jy? Ja, jongs Kallas, is min dat jy kans kry om jou eie goedjies bietjie te hengel en Ja. weet net bietjie vir mense te wys, goed werk tog. En dis lekker, jy weet jy meng dit op, jy sit jou hart in die goed en jy gee dit in 'n kliënt en jy hoop die mense vang vis met die goed. Ja. Dis op die einde van die dag, kwaliteit is belangrik vir ons. En op die einde van die dag die hengelaars moet vis vang en dis waarop ons fokus. Jy weet Supercast word gekoppel aan die kwaliteit en ons hou dit so. Ja, jy weet, ek kan regtig beamoen wat Dewald daar sê. Dit is ek sê altyd as ek meng, jy weet my goed Paraby en Terminator en daai reuke, dis 'n satisfaksie wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. As iemand jou bel, vir jou sê luister, ek het 'n vis gevang op dis weet jy wat, ek sê jy kan 10 slegte oproepe kry en een so oproep. Dan sou jy hele dag gemaak het. Ja, dit laat 'n ou, dis lekker om mense die geleentheid te gee om 'n vis te vang. Ja, gee daai bietjie ekstra effort wat jy insit net om Korrek. goed reg te hou. Ja, en jy wil graag hê dit moet reg wees. Ja. So ons gaan elke keer vir julle iets anders te wys van Dewald. Ons het nou vandag 3 van sy goed, volgende keer en ek gaan hom challenge, ek gaan hom aanhou druk dat hy sy goed hengel deur die spektrum, want dit gaan oor jou. Ons wil goed vir jou uitsorteer. 'n Vraag wat altyd gevra word, Dewald, jy weet dit en ek dink ons het dit vervolmaak is kombinasies. Op jou goed, wat sal jy bymekaar sit? Kom ons begin by Chop. Wat sê jy hengel saam met Chop? Jongs Kallas, ek het nou spesifiek 3 so Chop is nou een van hulle, Chop, Kiana en Almond Supreme. Die Chop, jong, enige tyd saam met FX, bietjie duiwels trek, dit is altyd 'n goeie kombinasie vir my. Chop skoon op die bol as jy wil marries vang, dis altyd 'n wenner. Tweede enetjie wat ek het is Kiana, dis 'n ons ken hom maar as 'n pink sweet tipe dip. Weer eens, enigiets dit saam met 'n bietjie FX werk ook vir ons altyd baie lekker. Saam 'n bietjie Paraby is ook 'n goeie roep, veral vir die Valdam. Laaste enetjie Almond Supreme se name says it all, jy weet dis almond dippie. Weer, jy weet FX is maar 'n goeie basis om saam met te hengel. Dis 'n basic. Almond en Kiana is ook 'n goeie kombinasie vir my spesifiek. Jy weet dan Dewald som dit so mooi op, jy weet Almond Supreme says it all, maar ek dink daar's nog nie 'n dam in die land wat nog nie almond geëet het nie. Jy weet so, en dis 'n baie goeie almond. Dis baie waar. En selfs met die Chop, jy weet dis 'n pineapple dippie en jy kan pineapple in enige dam in die land gooi en jy gaan 'n vis vang. Korrek. Dis een van daai bankers. Dis soos die piesangs en die Parabys en daai goed. Baie goeie. So, volgende keer gee ons vir julle ander kombinasies. Gaan ek Dewald bietjie druk na sy ander kant toe. Hy het nou klaar vir ons gewys sy goedjies werk op hier op Valdam. So dalk gaan ons volgende keer 'n kliptrefie. Wat sê jy daarvan, Dewald? Klink lekker. Right. Wat vir my deel van die hoogtepunt was van vandag was Sensations in die Wistok, die DC Light. Nou, hoekom maak dit my opgewonde? Eenvoudig. Perfect. Hoekom sê ek so? Dis 'n baie dun blank, dis 'n slim blank in Engels. Hulle noem hom nie DC Light vir niks nie, dis 'n baie ligte stok. Toray Carbon is die ouens wat die grafiet voorsien en dit sê alles want hulle grafiet is van die beste in die wêreld. Portugese kurkgrepe op. Die afstand van die reelsiet na die bad agtertoe is perfek. Ek dink dit sal 95% van alle hengelaars in die land pas. Jy het genoeg krag op die agterste gedeelte om die ruggraat te gebruik. Sensation praat van 40 ton. Nou dit is maar net die krag of die druk waarmee hierdie blank gemaak word. En dit moet, as baie mense vir my vra, maar jy weet waarna kyk ons? 3,5 pond 3.7. As ek in daai rigting moet gaan, hulle werk nie so nie, maar sal ek sê dis so, kom ek sê baie nader aan 3.7 as 3.5. Die pyntjie egter is baie lekker. Ek het net nou 'n groot vis aangehaat en daai vis het al die kante toe getrek. Die punt het my gehelp. Die hoek het nie reguit gemaak, ons hengel met 0.8. So wat ek vir julle wil sê is, jy weet Fuji oogies, dit help met die lyn se behoud, met ander woorde om die lyn langer te kan hengel. Fuji reel seat, alles op hierdie stok is to the T. Ek beveel regtig hierdie stok aan, dis 'n
vir my dis baie opwindend. Alright, hierdie is my laaste vis. Ek sien hier so 'n bietjie beweging hier agter in terme van die wolke. Nou almal wat Vaaldam ken, weet van die namiddag donderstorms. Nou ek gaan voordat die storm hier deurkom ook deurgaan. Ons het 'n genuine lekker dag gehad. Dit was op die einde van die dag bietjie koelerig. Julle kan sien ek staan weer met my baadjie. Die wind is bietjie koel. Net vir Hardy sê baie dankie. Dit was wonderlike voorreg om hier te kan hengel. Ons sal ons saam afsluit, maar altyd 'n voorreg om saam met sulke nice ouens te hengel. En ons het ons dag geniet. Ons het 'n klompie goedjies vir julle gewys. Ek dink ons het 'n klompie goedjies bewys. Bly lekker op kantoor. Kan nie sleg wees nie. Ek het al aan 'n klomp goed gedink wat slegter kon wees as vandag. Kom ons skep hierdie ouetjie, is weer 'n beter vis. Net hier by Vaaldam. Klein visie foulas. Dan gaan ons ook begin oppak. Het lyk soos 'n hier moet baie naby 'n ghost. Spierwit met sulke goue baie vreemde Vaaldam vis. Kort, vet, dik. En ek wonder of ek nie net die kamera kan kry. Ek wil net hê julle moet sy ruggie sien. Kyk bo op sy rug. Hoe swart word sy skubbietjies bo. Dit lyk of sy skubbietjies ek wil amper sê ge-eyeline is. En kyk sy kop bo is deurskynend. Dis nou baie naby aan 'n ghost karpie hierdie. Baie min dat jy hierdie visies kry. Dat hierdie vis mooi afval. En terug sit ek regtig die mooiste karpie wat ek in 'n lang tyd gesien het. Ek net daar vir julle wys, kyk. Alles perfek. Kyk hoe mooi oranje. Sjoe. Ons het daai man terug. Hy's stokstyf gevreet. Beter as dit kan ons nie afsluit nie. Dis 'n groot geskenk en 'n groot gawe om te kan visvang. Ons moet daarna kyk. En tot ons julle volgende keer sien. Baie dankie vir die geleentheid. Ons hoop dat die DVD vir julle werk en die tips wat ons vir julle gee, alles tot julle voordeel sal wees. Alright julle, ek Dewald, Hardy, baie dankie. Yes, ek dink ons het so 'n wonderlike dag gehad en soos ek net nou gesê het, weet jy wat, om dit saam met sulke stunning ouens te doen is net lekker. Wat het gebeur vir die dag? Ek dink die vis was 'n bietjie verder. Ons het afstand gehengel, dis wat ons wou doen. Van die stokkies wat ons gehad het, wou ons bietjie gooi. En jy weet, en toe Hardy nou vanoggend vir my gesê dis so diep op daai afstand, toe ek moet bieg, ek het so 'n bietjie nie lekker gevoel nie, maar die visies het gebyt. Wat het ek gedoen? Ek het my stroppe bietjie langer gemaak. Dit het vir my goed gewerk. Ek het so klein bietjie caramel by die voer gehad en die res van die goed gehengel so spyker en BMT. So baie eenvoudig oezertjies opgesit. Ek dink ons al drie het so tussen 10 en 15 vis gevang. Dewald, ek weet nie, hoe sien jy die dag? Wat vir jou gedoen? Ja, Skallas, baie dieselfde. Ek het met die M1.5 gehengel en ek het flat-out gehengel van die begin af, twee stokke binne. Skoon asies, skoon flouties, skoon deeg en ek het maar met die chop, die FX en daai tipe goedjies rondgespeel en as die visie stiller geraak het, net klein vanrentjies gemaak, soos 'n bietjie duilstrek bysit of 'n bietjie perwe bysit en dit net so bly rol. Maar die distansie dieselfde gebly. Hardy, ek weet nie of jy wil sommer opsom vir ons nie. Ja, maar dieselfde as Skalk en Dewald. Ook maksimum distansie met 'n 1.5 wyd gehengel. Meestal maar met die Wix Loti gehengel. Die garlic oezertjies het baie goed gewerk vandag. Een of twee visse op 'n pytjie gevang. En dan natuurlik het ons so nou en dan vir die barber gegaan. Ons het 2 barbers gekry op die viskoppe. Net jammer hulle was nie groot gewees nie. En dan so 1 of 2 kleintjies op die wurmpies. En dit som omtrent die dag op. So mense, om dit op te som, weet jy wat, daar's altyd visies om te vang. En ek dink, jy weet, die ouens vandag het dit uitgewys. Klein, jy weet, soos Dewald altyd sê, bly klein. Moenie goed overcomplicate nie, jy weet, doen jou goedjies reg, doen die basiese goed reg. En ek dink die res sal visvang. Ons het vir julle 'n klompie tips gegee. Dankie vir die geleentheid julle. Veilig ry.
En hoop ons sien hulle volgende keer weer saam met ons.